En ja, ek moet nog wel sê, in 'n kort tydjie, Annie, jy en jou man, julle extended family wat elke sondag met jou kinders oppas, nogal in 'n harte ingeklim, en die kort tydjie, Annie het 'n lekker tamelike verskil kom maak hier by ons gemeente, na ons vir 'n redelike tydjie 'n ouerige prediker gehad het, en toeskielik 'n baie jong ene, en waar ons gaan het van 'n man na 'n vrou toe, how do you like that, hè? So, ja, so vir ons hartseer oggend, maar eintlik ook 'n oggend van blydskap. Ook om altyd te sê, daar waar jy geplant is, daar moet jy blom. En ek dink aan julle lekker geblom die kort tydjie wat julle hier was. En ek hoop regtig dat daar waar julle nou gaan na Mosselbaai toe, Mosselbaai Suid, dat julle daar sal wortels skiet en mooi blom en mag julle daar ook pragtige vrugte dra. Die tyd wat julle daar is, en die toekoms is ons almal maar onbekend. So, as ek nog wat gesê het inderdaad, maar jy moet ooit dat jy is onvervangbaar. As jy dink jy is onvervangbaar, ry net in die begrafplaas verby, daar is baie mense wat dink dat is onvervangbaar. Maar jy kan altyd so lewe dat jy kan onmisbaar raak. So, ons gaan jou baie mis. As ons is om sekere tyd wat voor lê, en ons moet dominees soek, ons klaar in die proces. En as het vanoggend een van die jong dominees van Caledon, en ja, ons een beetje in die proces, hoe sal ek sê, die formaliteite wat in recht gedoen word. So, ja, kom ook vanmorgen by ons. En ja, so laatste paar dingetjies om te doen, ons gaan vir jou nou geskenkie gee, en dan in so'n proces, wanneer het dominee weggaan, dan gee jy om een akte van de missie. Dat is amper soos we dismissed you, maar met een goeie hart. En in die brief staan maar net dat jy gaan, en ons stuur jou na die volgende gemeente toe, en sy het geld gesteel nie, en sy dronk op sy hand gedeen, en alles wat mooi is, ons stuur jou met een mooie boodskap na die volgende gemeente toe. En ja, en alle voorspoed daar vir julle in die nuwe district, in die Suid-Kaap, en mag het vir julle erg mooi en lekker ervaring wees. Ons gaan nou gauw een paar geskenkies weer. Moet jy dan sê, hy wil nie praat, hy sê dat twee dominees op een oggend praat. So, ek gaan nou afsnij, ek gaan nou lekker oggend dominees net vir jou oor aanliep. En Delana het jou sê in jou twee hand. Dan is jy voor een. Ag en niks sê die behalwe Matteus 22 en daar sal staan, daar het nog vrae gevra, baie keer ons nou baie dinge wat ons vra en wonder en dan vra hulle vir Jesus op 'n klomp dinge. Die skrifgeleerders kom en hulle vra hom maar hoe moet ons nou leef? En al wat Jesus sê is jy moet jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, jou naaste soos jouself en jou berus die hele wet en die profete. Dis waarom vir jou volgende fase van jou bediening mag jy die Here lief hê met jou hele hart, siel en verstand en mag jy aan die naaste lief hê soos jouself. Daar lief hê. Baie sterk en baie sin. Baie dankie almal. Ek gaan nou baie praat hier. Ek gaan nou nog baie praat. So baie dankie. En dan net daai tyd van hier koffie en eers goedjies in die saal. Ek doen dit. So as jy daar kan jy dan vir ander reageer en ander so reg dankie. Goeiemôre almal. Ek het daarom al vir meeste van julle gegroet vanoggend en ja, wat voorreg om vandag by mekaar te kan wees en al die dinge wat gebeur vanoggend en al die formaliteite is dit nogtans 'n voorreg. Voordat ek vergeet, laat ek net hier goed afsit, want anders wil ons net nou sing en dan hoor ek nou dat van af. Maar dankie dat julle hier is, Fanie, Jewel, dankie vir julle mooi woorde vanoggend. Dit is ons voorreg om hier te kon wees en nog steeds hier te wees. Ons gaan eers einde van die maand, maar ons volgende naweek is 'n lang naweek en dan die naweek van ons vakansie. So ons het dit goed gedink om eerder vandag, want dis nog maar een keer huil en klaar huil en anders groet 'n mens 3 keer.
dien en die Here te loof en te prys. En ek het dit goed gedink om vanoggend net te begin met die gedagte van lydenstyd. Want ons is nou midde in lydenstyd en dis ons voorbereiding op Paasfees wat kom 40 dae en 6 sondae lank voor Paasfees. En hierdie tyd wys vir ons op 'n besondere manier dat God 'n ingrypende God is. En dit herinner ons ook aan Jesus se lyding, Jesus se swaar kry. En dan reflekteer ons spontaan oor die lyding en die swaar kry van die wêreld. Nou wanneer mense reflekteer oor swaar kry en lyding, dan assosieer ons dit so dikwels met rock bottom. Nou ek het in die week toe is kuier ons bietjie by my skoonmaale en sy wys vir my 'n video van rock bottom. En die mense is altyd so skaam en ek wil amper sê en mense voel skuldig oor rock bottom en mense wil dit wegsteek en mense wil dit een kant toeskryf want mense moet tog asseblief net nie sien hoe seer ons het nie. Maar lydenstyd vriende is presies die teenoorgestelde. Want Jesus het sy rock bottom gebruik om vir my en vir jou ons verlossing te bewerkstellig. Nou hierdie fase waarin Greyton NG Kerk nou is of ingaan, voel dan ook vir julle soos rock bottom. Want dit is nie nou weer lekker om deur die proses te gaan om nou weer predikant te kies. Nie omdat dit gaan oor ander wat nou weggaan nie, maar net om nou weer iemand te soek wat hier gaan pas. Maar vriende, wanneer 'n mens heel onder is, dan kan 'n mens net opgaan. Jy kan net positief groei. So kom ons sien vandag hierdie verskeie moontlikhede raak van rock bottom. Here Jesus Christus, die tyd om fees te vier en aangebreek. Kom wees tussen ons terwyl ons iemand oor saam ons groep. U is ons redder en U is ons verlosser. So wil ons U eer, Here. Nie omdat die wondertekens op aarde gedoen het nie, maar omdat U reg en geregtigheid laat triomfeer. Ons lofprysing sal die vyande oppleit. Dink aan ons wanneer U in die ryk kom. Koning Herder, ons Messias, wees tussen ons, wees met ons, in die naam van die Here. Amen. Kom ons sit net so vriende en sing ons hierdie lied saam.
Vriende, kom ons staan en ons loof en prys die Here. Die tweede lied het ons al gesing in 'n erediens, dis 'n Engelse lied, maar mag jy ook vanoggend net die woorde van ons lofprysing beleef en ter harte neem. Kom ons gaan luister. Ons
nou met net eers so julle reg. Julle hou van stories, nee. Ek sien al jou bandjies. Hou jy van stories, Thomas? 6 bandjies, dis baie. Nou hoor gou hierdie storie. Eendag, lang gelede, was daar 'n seun wat in 'n land gebly het waar baie min mense nog ooit 'n perd gesien het. Het jy nou lekker perd? Het jy nou 'n perd gesien? Het jy tannie 'n perd? Het jy al opgery? Al baie, sjoe, jy is gelukkig, hierdie seun is so gelukkig. Maar almal het soort van geweet lekker perd, maar hulle was nie lekker seker nie, want hulle het nooit 'n perd van baie naby af gesien. As hulle 'n perd gesien het, was die perd altyd net so ver gewees. So hulle moes so half hulle self verbeel hoe lyk die perd. Maar jou kry, ek kan ons nie eintlik dit indink nie, want ons sien baie perde, nee. Ja. Nou hierdie seentjie se naam was Christian en hy het nog nooit 'n perd gesien. Maar by die skool het die kinders altyd probeer om 'n perd te teken. Maar dan kry hulle dit nie lekker reg nie, want hulle het nog nooit 'n perd van naby gesien nie. So dan probeer hulle dit teken, maar ag, dan lyk dit net nie so baie na 'n perd nie. Maar toe op 'n dag, toe gaan Christian in 'n ou verlate kerkgebou. Soos hierdie. Maar daar was net tot min mense gekom en agter die kerkgebou het leeg gestaan en daar was eintlik niks meer daar aangegaan het nie. Maar toe kom Christian op 'n boek af. Maar nou nie 'n nuwe boek soos hierdie nie, hy kom op 'n baie ou boek af. En in hierdie boek is daar toe, hy begin te lees, ag en hy sien al die mooi prentjies, en hy lees nog, en ag niks gebeur reg nie, maar toe op 'n dag, is dit 'n dolfis. Dis 'n mooi naam vir 'n dolfyn en 'n dolfis. Ek dink dit is perfek, 'n dolfin. Maar toe op 'n dag, dis is so baie mooi. Toe Christian op 'n dag so verder lees in die boek, toe ewe skielik sien hy 'n beertjie, 'n boom. En kyk, was 'n mannetjie en 'n vroutjie. Sien jy Adam en Eva? Maar Adam en Eva is jy moet nou die beer sien wat hier is. Vir Christian, toe nou uiteindelik baie lees in die boek uit, toe sien hy in die boek 'n deur. En hy maak die deur oop. En toe hy dit oopmaak, toe hy so omkyk, toe staan binne in 'n groot tuin met groot gras en bome, amper soos hierdie prentjie. En wat sien hy daar? Kan julle raai? Wat sien hy daar in die tuin? 'n perd. Toe sien hy 'n perd. En toe, sien hy is eers 'n bietjie bang en hy staan toe weg en ver. Hy kyk so vir die perd. Maar toe elke keer hoe meer hy gaan lees, dan maak hy nou maar weer die deur oop en hy gaan in en sien hy weer die perd. En hy gaan toe al nader en nader en nader tot hy op 'n dag op die perd gaan ry het. En toe gaan hy skool toe en toe kan hy 'n perd teken. En al sy maatjies is so jaloers. Maar hulle wil ook 'n perd teken, maar hulle kan nie. Maar Christian vertel toe vir hulle almal van hierdie boek en dat daar 'n deur in die boek is. Maar jy moet eers die boek mooi lees voordat jy die deur gaan sien. En so is daar toe van die maatjies ook die deur sien en so ook die perd sien. Maar ag, van die maatjies was maar net tevrede met Christian se prentjie. En hulle het nie eintlik eers waar jy die boek te lees nie. Hulle het maar net na Christian se prentjie van die perd gaan kyk. Maar weet julle wat? Hierdie storie vertel eintlik vir ons ietsie van ons verhouding met God. Want wanneer ons baie Bybel lees en baie bid, dan is ons soos Christian wat die deur geraak sien in die boek. Die deur wat weer gaan. So dan, wanneer ons baie Bybel lees en baie bid, dan gaan die deur na Jesus toe vir ons oop. En dan kan ons naby aan Jesus leef. En alhoewel ons nie vir Jesus kan sien nie, dan kan alle mense vir Jesus in ons sien. Want ons
straal Jesus se liefde. Is dit nie 'n mooi storie? Sal julle soos Christen probeer wees en baie wees en baie bid sodat julle 'n voorbeeld kan wees vir Jesus se liefde vir julle lewens. Sal julle? Nou ek het gedink ons moet sommer vandag afsluit met 'n bietjie staan op, dan sing ons lekker saam. Nou hierdie bietjie het ek baie vir gesing terwyl ek baie was en ek kon nie slaap gemaak het. So julle gaan hom ook ken. Dis 'n bietjie ander woorde. Maar ek dink ons moet hierdie bietjie saam sing. Is julle reg? Julle moet ook saam sing. Is julle reg? Dis 'n vrou. Dis 'n vrou. Kom ons sing dit saam. jou seëninge vir die Here gegee.
Wanneer laas het jy regtig stil geword en dankie gesê? En vanoggend vriende gaan ons dankie sê. So kom ons begin sommer nou, sit 'n oomblik net waar jy is en sê vir die Here dankie vir wat ook al. Dalk het jy net een sin waar jy nou kan dink, maar kom sê net vir die Here dankie. Ek gaan so 'n paar oomblikke van stilte gee en kom sê vanoggend vir die Here dankie. Nou as jy so dink aan en jy begin nou regtig vir jou 'n lysie maak oor alles waar jy kan dankbaar wees, dan kan jy mens amper vir jouself indink dat jy toelaat dat een klein swaar kry oomblik jy laat onderkry. Ons is net mense en die Here weet dit, so hy vergewe ons op daarvoor. My vriende, my intrek het uit Psalm gekom en ek het net goed gedink dat my afskeidspreek en ook uit Psalm kom. En ek kom deel vanoggend hierdie woorde met julle want dit is so ongelooflik mooi en die opskrif van hierdie teks sê niks goeds nie behalwe by God. 'n Gedig van Dawid. Neem my in U beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir U, Here, gesê ek behoort aan U. Daar is niks vir my. Daar is vir my niks goed nie behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie en hulle wil met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my uitgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van die Here se leer. Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek veilig. Here, gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Hierdie woorde van Psalm 16 kon Dawid sê omdat God vir hom werklikheid was. God was regtig sy skouer. God was regtig die een by wie hy veilig gevoel het. Maar die vraag is, hoe het Dawid dit reggekry dat God vir hom so werklik was? Dat hy hom in sulke duidelike terme kon beskryf. Die sleutelvers hier is vers 8. Die antwoord op die vraag, hoe het Dawid dit reggekry? Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Vriende, Dawid het God ontmoet en hy het met God ontmoet en hy het dit elke dag gedoen. Hy het dit soveel keer in 'n dag gedoen. Oor 'n paar weke dan vier ons Paasfees. Maar nou al in lydenstyd, dan dink ons daaraan hoe Jesus se lyding en ook sy opstanding dit vir my en vir jou moontlik gemaak het om met God te kan ontmoet. Die
die Bybel vir my en vir jou 'n lewende woord. So die Bybel is nie nou sommer meer net 'n ou teks met ou woorde nie. Dit word vir ons lewend. En dit word vir my en vir jou die poort om Jesus te ontmoet. En Jesus word vir my en vir jou die pad na die Vader toe. Net soos Christian se boek en sy ontmoeting met die perd. Hoe meer ons lees, hoe meer ons bid, hoe duideliker word die weertjie vir ons om op te maak. Nou met elke so ontmoeting met God, dan word ek en jy op verskeie maniere verander. Eerstens besef ons al meer wat God die werklikheid is. So werklik dat ons kan sê, neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Met elke ontmoeting dan erken ons God se liefde vir ons. Die twyfel oor sy liefde en of hy enigstens besorg vir ons is, dit word al nie. En dan kan ons sê, vir my is daar geen goed bo U nie, Here. En dan kan ons dit bedoel wanneer ons dit sê. Wanneer ons so deur die Bybel met God ontmoet, dan leer ons God se karakter ken. Ons eie begeertes skuif dan een kant toe, of dit skuif sommer net totaal op die agtergrond. Filippense 3 vers 8 tot 11 sê so mooi, ek beskou alles as waardeloos, want op Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Vriende, as ons dit hoor, dan wonder ek so hier by myself, plaas ek regtig die Here eerste? Het ek regtig die Here al so baie ontmoet, dat ek kan sê, ja, ek leef wat hier in Filippense 3 staan. Met so 'n ontmoeting met die Here, en die avontuur waarin ons God leer ken, dan besef ons ook, dat ons moet sterf aan ons eie begeertes. Ons moet sterf aan ons eie drome, ons eie idees oor hoe dinge behoort te lyk. Wanneer ons die eie ek-gedagte uitskuif, dan eers kan God begin ons denke te vernuwe. Romeine 12 vers 2 sê, hou die belofte, en dat wanneer ons onsself op sy altaar neerlê, God ons denke sal vernuwe. Dan sal ons kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dan sal ons saam met Dawid kan sê, ek sal die Here loof, wat my vir die regte insig bring. En dan kan ons glo en vertrou, U sal my pad van die lewe bekend maak. Nou 'n praktiese voorstel net om jouself in te dink, ek en jy het nie sommer maar net verbeelding gekry nie. Die Here het vir ons met 'n rede gegee. So sit dit vir 'n oomblik en dan visualiseer jy jouself in elke droom, elke deel van jouself, elke denkwyse wat jy het, en kom plaas dit op God se altaar. Maar nou wil ek iets daarby vra, is jy bereid om dit op God se altaar te plaas? As jy elke stukkie van jou lewe so aflê, dan begin hy om jou hart en om jou verstand met nuwe drome en nuwe denkwyses te verlig. En jy begin meer en meer die gesindheid van Christus aanneem. Jou karakter word soos die van Christus. Maar verder in so 'n ontmoeting met God, dan begin ons geestesoë oopmaak. Soos Paulus in Efesiërs 1 bid, ons oë gaan oop sodat ons kan weet watter hoop God se
vir ons inhou. En hoe wonderlik die erfenis is wat hy vir ons het. Want ja, vriende, ek en jy het sy erfenis, want ons is sy kinders. Maar ons is bereid om te leef van die erfenis. Vriende, my erfenis is nie net my wonderlike gesin, of my gerieflike motor, of my goeie werk, of my goed gepaste of goed geleë huis nie. Ons erfenis is dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Nou mag jy ook vra, wat is dit? Ja, hy het uitgesterf aan die kruis, hy het opgestaan. Maar wat beteken dit vir my? Ek en jy is baie dikwels nog besig om dit te ontdek. Maar van 'n paar dinge is ek en jy weet seker. Ons erfenis is om met God die Vader te kan ontmoet. Omdat ons met hom versoen is. Ons erfenis is die gawe van die ewige lewe. En Jesus sê dat hy die opstanding en die lewe is. En as ons dit glo, dan begin ons besef, ons erfenis is in Jesus Christus. Vriende, hoe weet ons dat die erfenis wat God ons beloof het, wel ons is? Efesiërs 1 vers 14 is die antwoord. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons sal ontvang wat hy beloof het. En dat ons verlos sal word om God se heerlikheid te verkondig. Die goeie nuus is dat ons nou al hierdie erfenis kan ontvang. En daartoe stel die Heilige Gees vir my en vir jou ontstaan. So as dit God se begeerte is om ons te verlos van die sonde, om ons vry te maak, om ons harte te verlig, om ons vol vrede te laat leef, dan gebeur dit nou reeds. Hier op aarde. Wanneer ek met God so 'n ontmoeting het, dan kan jy in geloof saam met Dawid sê, ek behoort aan U, Here. Jesus het jou vrygekoop om aan God te behoort. Besef dit wat beteken dit? Jesus het jou vrygekoop om aan God te behoort. Titus 2 vers 14 bevestig dat Jesus homself aan ons oorgegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Hy is besig om ons as sy eiendom te reinig, sodat ek en jy met ywer die goeie werk in hierdie wêreld kan doen. Sodat ek en jy met ywer sy koninkryk op aarde tot stand kan bring. Ja, die koninkryk is klaar hier, maar dat ons deel kan doen om die koninkryk te vergroot. En Petrus beamoed dit wanneer hy sê dat ons 'n uitverkore geslag is, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Vriende, die feit dat jy sy eiendom is, gee vir jou die standvastigheid midde in die storms van die lewe. Die feit dat jy aan God behoort, mag dalk vir jou iets anders beteken as vir die persoon wat langs jou sit vanoggend. Maar hoe meer jy egter van God se karakter ken, hoe kosbaarder raak die wete dat jy aan God behoort. En om aan hom te behoort is 'n wonderlike gerusstelling. God laat vaar nooit die werk van sy hande nie. Hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit nooit tot 'n einde te bring. So om God se eiendom te wees, plaas natuurlik ook 'n groot en 'n reuse verantwoordelikheid op ons skouers, want as sy kinders moet ons begin om dieselfde gesindheid as hy te hê. Om 'n getroue beeld van hom te wees. Juis in ons ontmoetings met die lewende God word ons verander na sy beeld. Soos 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die
Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om in sy beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. God se heerlikheid straal uit my en jou uit. Ek vind al hierdie heel hartige soeke om God te ontmoet en om daardeur vry te raak van sonde, om sy liefde vir jou te leer ken en om hom as 'n dieper werklikheid te ervaar. Dit kan nou baie selfgesentreerd wees. En ja, dit kan ook so wees dat dit alles maar net om jou eie heil en om jou eie siel gaan. Maar dan mis ek nie die punt van waarom God in die eerste plek in my en jou belang stel. Hy wil die volheid van Jesus se verlossing in jou, vir jou bewerk. En hy wil dit vir jou en in jou en deur jou laat gestalte neem in hierdie gebroke wêreld. Dit beteken dat sy verlossing ook deur jou vir ander mense sigbaar raak. Met ander woorde, jy is nodig om sy koninkryk gestalte te laat neem op hierdie aarde. Ons God is so wonderlik dat terwyl jy van heerlikheid tot heerlikheid verander word, elke keer wanneer jy in die Gees met hom ontmoet, word jy in staat gestel om hierdie wêreld getrou te verteenwoordig. Soos in die storie waar Christian 'n perd lewensgetrou kon teken, eers toe hy gereeld naby die perd gekom het en gereeld die perd gesien het en eers op sy rug kon ry. Net so kan ons eers 'n ware beeld van God wees. Waar ons ook al in hierdie wêreld leef, wanneer ons hom altyd weer voor ons stel. Wanneer ons begin het om in sy gereelde teenwoordigheid te leef. Nie net in die veilige kring van ons Christen vriende nie, maar ook daar waar dit nie altyd so maklik is nie. Daar waar Jesus in die kringe ver voel, om met sy gesindheid op te tree. Daarom kan ons Psalm 16 sy 11de vers vanoggend aanvul en ons kan bylas en ons kan sê uit 'n lewende verhouding met die opgestane lewende Here leer ons om te leef. Vriende, en so raak ek en jy bewus van God se roeping vir ons lewe. So kry ons genade om ons werk goed en met blydskap te doen. Selfs blydskap en oorvloed. As ons aan hierdie psalmdigter kan glo. En so, vriende, word ek en jy geroep om die koninkryk van God hier op aarde te bewerkstellig. Met ons alledaagse arbeid. Met ons alledaagse dingetjies wat ons doen, goed wat ons sê, en leef ons werklik soos God dit wil hê. So ja, vriende, jy is geroep. En jy is gekies. En jy is nodig. Want jy is deel van God se plan. Nou, weet jy of my voorsitter nou vanoggend die stukkie gelees het wat ek op die kaartjie geskryf het nie, maar ek het dit ook ingewerk om af te sluit met die frase: nou jy al die
Maar mag het ook vir jou 'n herinnering wees dat jy moet blom waar jy geplant is. Dat die Here jou wil gebruik. Dat die Here jou nodig het. En ek weet ons klomp vir jou staan hierdie week. Dis nie net vir jou staan geskep ook. Ja, ek het gesien en ja, ek wil ook die Here van nie. So ag mag julle almal net 'n wonderlike verjaarsdag en nuwe lewens hê. Here sien jou in de waaien, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou in de waaien, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
vir julle is. Vriende, kom ons staan dan nou en ons sluit af met hierdie ongelooflike spesiale lied. Ek kon nie aan 'n beter lied dink om volgende mee af te sluit nie. En dit is altyd my oupa se gunsteling gewees en beslis 'n gunsteling in ons familie. So ek dink regtig dit is 'n meer gepaste lied om vanoggend ons dankbaarheid te bewys aan die Here. So kom ons staan en sluit af.
wees, dit voel eintlik nog nie werklik om te dink hierdie is my laaste preek op die kansel nie. Maar ek glo dit is my laaste nie. En ons gaan nog baie gaan kuier. En ons julle ooit in ons baie verby gaan. Asseblief, kom val in en al kom sê julle net hallo, kom drink 'n koffie. En as ons gaan weet dit is, dan wil ek kom hulle bespreek en dan gaan we regtig baie kort wees. So asseblief, kom maak 'n draai. En ek het nou regtig gedink, ons wil sterk vanoggend, maar nou ja. Maar ek het jou voorneem om hierdie week die pad wat Jesus maar die Vader is, om dit te loop. En ontmoet met die een wat jou so oneindig lief het, met die ewige liefde. Ontmoet met hom wat jou ewige erfenis is. En dan sal jy uit jou eie ervaring saam met Dawid teenoor God kan sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand is vir ewig. Amen. Hierdie woorde van Psalm 16 kon Dawid sê omdat God vir hom 'n werklikheid was. God was regtig sy skouer. God was regtig die een by wie hy veilig gevoel het. Maar die vraag is, hoe het Dawid dit reg gekry dat God vir hom so werklik was? Dat hy hom in sulke duidelike terme kon beskryf. Die sleutelvers hier is vers 8. Die antwoord op die vraag, hoe het Dawid dit reg gekry? Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Vriende, Dawid het God ontmoet en hy
het met God ontmoet en hy het dit elke dag gedoen. Hy het dit soveel keer in 'n dag gedoen. Oor 'n paar weke dan vier ons Paasfees. Maar nou al in lydenstyd, dan dink ons daar hoe Jesus se lyding en ook sy opstanding dit vir my en vir jou moontlik gemaak het om met God te kan ontmoet. Die Heilige Gees maak die Bybel vir my en vir jou 'n lewende woord. So die Bybel is nie nou sommer net 'n ou teks met ou woorde nie. Dit word vir ons lewend. En dit word vir my en vir jou die poort om Jesus te ontmoet. En Jesus word vir my en vir jou die pad na die Vader toe. Net soos Christian se boek en sy ontmoeting met die perd. Hoe meer ons lees, hoe meer ons bid, hoe duideliker word die weertjie vir ons om op te maak. Nou met elke so ontmoeting met God, dan word ek en jy op verskeie maniere verander. Eerstens besef ons al meer wat God die werklikheid is. So werklik dat ons kan sê, neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Met elke ontmoeting dan erken ons God se liefde vir ons. Die twyfel oor sy liefde en of hy enigstens besorg vir ons is, dit word al minder. En dan kan ons sê, vir my is daar geen goed bo U nie, Here. En dan kan ons dit bedoel wanneer ons dit sê. Wanneer ons so deur die Bybel met God ontmoet, dan leer ons God se karakter ken. Ons eie begeertes skuif dan een kant toe, of dit skuif sommer net totaal op die agtergrond. Filippense 3 vers 8 tot 11 sê so mooi, ek beskou alles as waardeloos, want op Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Yes, vriende, en as ons dit hoor, dan wonder ek so hier by myself, plaas ek regtig die Here eerste? Het ek regtig die Here al so baie ontmoet, dat ek kan sê, ja, ek leef wat hier in Filippense 3 staan. Met so 'n ontmoeting met die Here, en die avontuur waarin ons God leer ken, dan besef ons ook, dat ons moet sterf aan ons eie begeertes. Ons moet sterf aan ons eie drome, ons eie idees oor hoe dinge behoort te lyk. Wanneer ons die eie ek-gedagte uitskuif, dan eers kan God begin ons denke te vernuwe. Romeine 12 vers 2 sê, hou die belofte, en dat wanneer ons onsself op sy altaar neerlê, God ons denke sal vernuwe. Dan sal ons kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dan sal ons saam met Dawid kan sê, ek sal die Here loof, wat my vir die regte insig bring. En dan kan ons glo en vertrou, U sal my pad van die lewe bekend maak. Nou 'n praktiese voorstel net om jouself in te dink, ek en jy het nie sommer maar net 'n verbeelding gekry nie. Die Here het vir ons met 'n rede gegee. So sit dit vir 'n oomblik en dan visualiseer jy jouself in elke droom, elke deel van jouself, elke denkwyse wat jy het, en kom plaas dit op God se altaar. Maar nou wil ek iets daarby vra, is jy bereid om dit op God se altaar te plaas? As jy elke stukkie van jou lewe so aflê, dan begin hy om jou hart en om jou verstand met nuwe drome en nuwe denkwyses te verlig. En jy begin meer en meer die gesindheid van Christus aanneem.
jou karakter word soos die van Christus. Maar verder in so 'n ontmoeting met God, dan begin ons geestesoë oopmaak. Soos Paulus in Efesiërs 1 bid, ons oë gaan oop sodat ons kan weet watter hoop God se roeping vir ons inhou. En hoe wonderlik die erfenis is wat hy vir ons het. Want ja, vriende, ek en jy het sy erfenis, want ons is sy kinders. Maar ons is bereid om te leef van daai erfenis. Vriende, my erfenis is nie net my wonderlike gesin of my lieflike motor of my goeie werk of my goed gepaste of goed geleë huis nie. Ons erfenis is dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Nou mag jy dalk vra, wat is dit? Ja, hy het uitgesterf aan die kruis, hy het opgestaan. Maar wat beteken dit vir my? Ek en jy is baie dikwels nog besig om dit te ontdek. Maar van 'n paar dinge is ek en jy weet seker. Ons erfenis is om met God die Vader te kan ontmoet. Omdat ons met hom versoen is. Ons erfenis is die gawe van die ewige lewe. En Jesus sê dat hy die opstanding en die lewe is. En as ons dit glo, dan begin ons besef, ons erfenis is in Jesus Christus. Vriende, hoe weet ons dat die erfenis wat God ons beloof het, wel ons is? Efesiërs 1 vers 14 is die antwoord. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons sal ontvang wat hy beloof het. En dat ons verlos sal word om God se heerlikheid te verkondig. Die goeie nuus is dat ons nou al hierdie erfenis kan ontvang. En daartoe stel die Heilige Gees vir my en vir jou in staat. So as dit God se begeerte is om ons te verlos van die sonde, om ons vry te maak, om ons harte te verlig, om ons vol vrede te laat leef, dan gebeur dit nou reeds. Hier op aarde. Wanneer ek met God so 'n ontmoeting het, dan kan jy in geloof saam met Dawid sê, ek behoort aan U, Here. Jesus het jou vrygekoop om aan God te behoort. Besef net wat beteken dit. Jesus het jou vrygekoop om aan God te behoort. Titus 2 vers 14 bevestig dat Jesus homself aan ons oorgegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Hy is besig om ons as sy eiendom te reinig, sodat ek en jy met ywer die goeie werk in hierdie wêreld kan doen. Sodat ek en jy met ywer sy koninkryk op aarde tot stand kan bring. Ja, die koninkryk is klaar hier, maar dat ons deel kan doen om die koninkryk te vergroot. En Petrus beamoen dit wanneer hy sê dat ons 'n uitverkore geslag is, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Vriende, die feit dat jy sy eiendom is, gee vir jou die standvastigheid midde in die storms van die lewe. Die feit dat jy aan God behoort, mag dalk vir jou iets anders beteken as vir die persoon wat langs jou sit vanoggend. Maar hoe meer jy egter van God se karakter ken, hoe kosbaarder raak die wete dat jy aan God behoort. En om aan hom te behoort is 'n wonderlike gerusstelling. God laat vaar nooit die werk van sy hande nie. Hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit nooit tot 'n einde bring. So om God se eiendom te wees, plaas natuurlik ook 'n groot en 'n reuse verantwoordelikheid op ons skouers, want as sy kinders moet ons begin
vers 18 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan sy beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. God se heerlikheid straal uit my en jou uit. Ek vind al hierdie heel hartige soeke om God te ontmoet en om daardeur vry te raak van sonde, om sy liefde vir jou te leer ken en om hom as 'n dieper werklikheid te ervaar. Dit kan nou baie selfgesentreerd wees. En ja, dit kan ook so wees dat dit alles maar net om jou eie heil en om jou eie siel gaan. Maar dan mis ek die punt van waarom God in die eerste plek in my en jou belang stel. Hy wil die volheid van Jesus se verlossing in jou, vir jou bewerk. En hy wil dit vir jou en in jou en deur jou laat gestalte neem in hierdie gebroke wêreld. Dit beteken dat sy verlossing ook deur jou vir ander mense sigbaar raak. Met ander woorde, jy is nodig om sy koninkryk gestalte te laat neem op hierdie aarde. Ons God is so wonderlik dat terwyl jy van heerlikheid tot heerlikheid verander word, elke keer wanneer jy in die Gees met hom ontmoet, word jy in staat gestel om hierdie wêreld getrou te verteenwoordig. Soos in die storie waar Christian 'n perd lewensgetrouw kon teken, eers toe hy gereeld naby die perd gekom het en gereeld die perd gesien het en eers op sy rug kon ry. Net so kan ons eers 'n ware beeld van God wees. Waar ons ook al in hierdie wêreld leef, wanneer ons hom altyd weer voor ons stel. Wanneer ons begin het om in sy gereelde teenwoordigheid te leef. Nie net in die veilige kring van ons Christen vriende nie, maar ook daar waar dit nie altyd so maklik is nie. Daar waar Jesus in die kringe ver voel, om met sy gesindheid op te tree. Daarom kan ons Psalm 16 sy 11de vers vanoggend aanvul en ons kan bylas en ons kan sê uit 'n lewende verhouding met die opgestane lewende Here leer ons om te lewe. Vriende, en so raak ek en jy bewus van God se roeping vir ons lewe. So kry ons genade om ons werk goed en met blydskap te doen. Selfs blydskap en oorvloed. As ons aan hierdie psalmdigter kan glo. En so vriende word ek en jy geroep om die koninkryk van God hier op aarde te bewerkstellig. Met ons alledaagse arbeid. Met ons alledaagse dingetjies wat ons doen, goed wat ons sê, en leef ons werklik soos God dit wil hê. So ja, vriende, jy is geroep. En jy is gekies. En jy is nodig. Want jy is deel van God se plan. En weet jy of my voorsitter nou vanoggend die stukkie gelees het dat ek met 'n kaartjie geskryf het nie, maar ek het dit ook ingewerk om af te sluit met die frase: nooi jy al die hoor dat jy geroep is, dat jy nodig is, dat jy gekies is, dat jy deel van God se plan is. Dat jy moet blom waar jy geplant is. Want jy is deel van God se plan.
gepland is. Dat die Here jou wil gebruik. Dat die Here jou nodig het. En ek weet ons het klomp verjaarsdag hierdie week. Dis nie hele verjaarsdag geskedule. Ja, ek het gesien en vir jou op die lewe van nie. So ag mag julle almal net 'n wonderlike verjaarsdag en nuwe lewensjaar. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here see
staan dan nou en ons sluit af met hierdie ongelooflike spesiale lied. Ek kon nie aan 'n beter lied dink om volgende mee af te sluit nie. En dit is altyd my oupa's gunsteling gewees en beslis 'n gunsteling in ons familie. So ek dink regtig dat ons 'n meer gepaste lied om vanoggend ons dankbaarheid te bewys aan die Here. So kom ons staan en sluit ons af. Die zon in maan, die oude sterren.
maklik om godsdienst te sê nie, en ek het vanoggend ook, soos ek gesê, dit voel eintlik nog nie werklik om te dink, hierdie is my laaste preek op die kansel nie. Maar ek glo dit is my laaste nie, en dan ons nog baie kan kuier, en as julle ooit en nog so baie verby gaan, asseblief kom val in en al kom sê julle net hallo, kom drink 'n koffie, en as ons kan weet is dat hulle dit kom hulle bespreek, dan gaan we regtig baie kort wees. So asseblief kom maak 'n draai, en ek het nou regtig gedink, ons wil sterk vanoggend, maar nou ja. Maar ook ek jou voorneem om hierdie week die pad dat Jesus maar die Vader is om dit te loop. En ontmoet met die een wat jou so oneindig lief het met die ewige liefde. Ontmoet met hom wat jou ewige erfenis is. En dan sal jy uit jou eie ervaring saam met Dawid teenoor God kan sê, jy sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand is vir ewig. Amen.